Goeiedag, welkom terug by ons nadenke oor wysheid. Ons het tot dusver geleer dat wysheid daarop neerkom, dat jy met die gevolge van jou doen en late rekening hou. Die goed wat ons doen, of nalaat om te doen, het gevolge. Maar Salomo en Jesus se boetie Jakobus waarsku dat daarin gevaarliker doen en late is, as wat ons net met die hande kan regkry. Dis die doen met ons tong. Die ding flap dikwels onbeheerst in ons mond rond en so onbeheerste tong het al tot die ondergang van vele mense gelei. Glo dit maar, woorde is belangrik en het dikwels al tot groter moles aanleiding gegee as wat enige mens met sy hande kan regkry. Dis op hierdie punt waar ons aansluit by gisterse dagstukkie. Toe het ons nagedink oor 'n hart wat na God luister. Maar vandag moet ons ook dink oor 'n hart wat na ander mense luister. En die klem lê hier op die woordjie luister. Dis egter iets waarmee die meeste van ons erg sukkel. Daarom moet ons hoor wat Spreuke 18 vers 13 sê. Wie antwoord voordat hy luister? Sotheid is sy deel en ook vernedering. En Jakobus, wat 'n opmerklike voorliefde vir Salomo se wysheid het, sê dieselfde so. Let op my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Ons lees dit in Jakobus 1 vers 19. Stadig om te praat beteken mos nie dat jy jou woorde stadig uitspreek nie. Dit beteken dat jy glad nie woorde uitspreek voordat jy klaar geluister het nie. As jou gespreksgenoot kan sien dat jy belangstellend luister en moeite doen om daaroor na te dink, voel sy gerespekteer. Sy gaan goed voel al wys jou antwoord dat jy nie saamgestem het met wat sy sê nie. Iemand het gesê, perk jou woorde in agter die tralies van jou tande. As hulle sommer net uitstorm, byt hulle jou dalk ook raak. Hierdie aanhaling oor jou woorde wat jou kan raakbyt, verstaan dat om geduldig en goed te luister ook vir jou eie selfrespek belangrik is. Luister gou weer na die Spreuke teks en let veral op die tweede deel. Wie antwoord voordat hy luister, sê Spreuke, sotheid is sy deel en ook vernedering. Sotheid is sy deel. Die Woordeboek van die Afrikaanse taal lê dit vir ons uit dat 'n sot iemand is wat besonder dwaas, oningelig, dom of onbeholpe is en wat min oordeel aan die dag lê. Jy wil tog nie hê dat iemand dit van jou moet dink nie. So luister maar eers goed na die Here en na jou gespreksgenoot voordat jy self begin praat. Dis 'n groot wysheid hierdie. Kom ons bid saam. Here, U luister wanneer ons bid. Leer ons deur U Gees om te luister wanneer U en mense met ons praat. Amen.